Goeiemôre geliefdes, ek hoop dit gaan uitstekend met jou. Ek wil vandag vir jou 'n eenvoudige vraag vra. Wat doen jy wanneer iemand anderste struikel, wanneer hulle foute maak? Wat doen jy? Want is een ding om vir mense ruimte te gee wanneer hulle jou net irriteer, maar wat gebeur wanneer iemand regtig verkeerd optree? Met ander woorde, daar's 'n ooglopende sonde wat hulle doen. Hulle doen iets verkeerd. Wanneer iemand 'n swak besluit neem wat verrykende gevolge het. Iemand wat al teruggeval het in 'n ou gewoonte wat nie goed is vir hulle nie. Wanneer hulle iets doen waarvan hulle beter behoort te weet, hulle optrede, hulle weet hulle is verkeerd. Nou Paulus skryf vir ons in Galasiërs 6 vers 1 die volgende: Broers, as iemand deur een of ander sonde oorval word, moet julle wat met die gees vervul is, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. Maar let op jouself dat jy ook nie versoek word nie. Nou ek hou baie van die taal wat Paulus hier gebruik. Hy sê nie ignoreer dit nie. Hy sê ook nie maak asof dit nie ernstig is nie. Hy sê wel help hulle reg. Dis wat Paulus sê. Moenie maak asof niks gebeur het nie. Met die manier hoe ons hulle moet help maak saak. So hy sê hoe lyk dit? In 'n gees van sagmoedigheid. In 'n gees van sagmoedigheid. Dit sê vir my iets so belangriks wat ons nie moet miskyk nie. Dit sê iets van geestelike volwassenheid. Wanneer iemand anders te val, is dit nie die doel vir my en vir jou om vir hulle te kom bewys hoe verkeerd hulle was nie en hoe hulle nou moet regmaak en ons is reg en hulle is verkeerd nie. Die doel is altyd eintlik een ding. Die doel is om te herstel. Dink aan iemand wat geval het en seer gekry het, né? 'n pa of 'n ma daar by toneel met 'n kind wat dan geval het. Nee, jy staan nie bo daai kind en skree en sê ek het mos vir jou gesê, nee, jy buig af. Jy steek jou hand uit en jy help hulle op. Nou dis nou as pa en ma eers oor die skrik kom, nê, en daai frustrasie en die skrik, maar ons is veronderstel om op te tree in sagmoedigheid. Nou kom Paulus en hy gaan onmiddellik verder. Hy sê dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Wat sê Paulus? Paulus sê dra mekaar. Nou, dis 'n ongelooflike mooi prentjie vir my van wat Christelike gemeenskap veronderstel is om te wees. Daar gaan daar wees wanneer ek sterk genoeg is om jou te help dra, en daar gaan daar wees wanneer ek die een is wat iemand nodig het om my te help opstaan. Dis net wat die Here weet van die mens en hoekom 'n Christelike en 'n geloofsgemeenskap so gesond is wanneer ons juis hierdie dinge kan doen. En dan kom Paulus en hy sê ook, onthou, hy sê let op jouself. Met ander woorde, moenie iemand anders se swakheid vanuit 'n posisie van hoogmoed benader nie. Onthou, jy is ook 'n mens. Jy het ook swak plekke. Jy het ook genade nodig. En dalk is dit een van die mooiste maniere waarop genade ruimte vir groei maak. Nie deur mense alleen te los wanneer hulle val nie, maar deur naby genoeg te bly om hulle te help opstaan. Dalk ken jy vandag iemand wat struikel, iemand wat teruggeval het in 'n ou gewoonte, 'n verkeerde besluit geneem het, iemand wat regtig nou sukkel en wat jy eerder moet vra is nie wat het jy gedoen nie, hoekom is jy alweer hier nie, maar vra dalk eerder, hoe kan ek jou help om weer op te staan? Hoe kan ek jou help om weer herstel te wandel met jouself, met die mense om jou en met die Here? Want Christus tipe liefde, nee, geliefde is nie blind vir ander mense se foute nie. Dit sien die fout, maar dit sien ook die mens wat herstel nodig het, die mens wat herstel kan word. En dalk het jy vandag nodig dat iemand dit vir jou dalk sê. Jy het dalk gestruikel. Maar geliefde, jy hoef nie daar te bly nie. Daar is genade, daar is herstel, daar is ruimte om weer op te staan. Onthou hierdie, genade maak nie vrede met ons val nie. Genade help ons weer op. Kom ons bid saam. Vader, vandag wanneer ons kyk na ons eie lewens en dalk is daar areas, dalk is daar dele van ons lewens waar ons vandag struikel, waar ons val, waar ons uit ritme is met wat U graag vir ons lewens begeer en droom en hoop en ons kort herstel. En daarom vandag, Here, weet ek dat genade sê nie dit is okay as ons net foute maak en aanhou sondig nie. Genade sê nooit dit is okay nie, maar genade skep altyd ruimte dat ons kan terugkom in die teenwoordigheid van ons hemelse Vader en sy genade kan ken en beleef. Here, dit is deel van genade, dit is deel van liefde. En daarom vra ek, Here, net soos ons hierby beleef, die laaste paar weke bid ons gereeld die Onse Vader. En ons bid daai lyn wat sê, Here, help ons om ander te vergewe soos ons ook vergewe is.
Daarom vra ek Here vandag vir daai genade, dat ons uit daai genade uit ook so ander mense sal bystaan. Nie sal vergeet dat U ons eerstens bystaan nie, en dat U altyd by ons is nie, maar dat ons ook daar sal wees vir ander mense. Ek bid dit in die kosbare mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Nou geliefde, dankie dat jy hierdie week nog so ver met ons ingeskakel het. Môre is daar nog 'n oordeenking, maar dankie vir die kommentare, dankie vir die shares, die likes, en ag, ons verdeel net so baie. Maar ek sien julle weer môre vir die laaste oordeenking van die week. Gaan in vrede. Totsiens.